as jy by die huis kom, en dit is 'n Sondagmiddag, jou maat, al die lekker kosse waarvan jy gehou, reggesit, wat kies jy eers? Kies alles. Ek eet van alles. Tot die pudding. Weet jy hoekom? Want dit is lekker. En ek mag. En as ek op my ma se huis is, wat gaan sy vir my sê? Nee, ek mag nie. Daar's nie 'n manier nie. Sy sal nie vir my kind sê nee nie, soos sy gaan ook nie vir my sê nee nie. Ek gaan my kans vat. Gaan nie die kans vat nie. Is dit nie so nie? Of is dit net ek wat seker so Hans is? Nie oom Hans nie, is net Hans, voor op die wa. As jy by hier ma se huis instap, en alles is reggesit, wat gaan jy met dit doen? Jy is baie honger. Jy gaan eet. Amen. Nou vanoggend het ons ietsie van alles gehad. Ons het lekker musiek gehad. Die Here het gewerk. Ons het 'n bietjie aanbid. En nou is ons vanoggend by die laaste gedeelte van die diens. Tweede laaste, ja. Ons nog in 'n liturgiese orde. En dan iets buite. Ek weet nie wat dit is nie, moet my nie vra nie, dit maak ook nie nou saak nie. Ek is eers hier vanoggend. Weet jy toe ek vanoggend inry, dit was so lekker om al die karre hier te sien. Ek het gedink ons gaan diens buite hou. Wie het gedink ons gaan vanoggend diens buite hou? Kom nou, brief my sê ek sê enigste nie. Dit sou lekker gewees het. Nee, dit sou lekker gewees het om bietjie daar buite te wees en so bietjie die Here se naam groot te maak, net so bietjie in vryheid te wees. Weet jy dat dis so lekker om in 'n gebou te wees, maar daar's baie mense wat hier verbyry wat vanoggend sal wil hê wat ek en jy binne het. Amen. Weet jy net wat ons vanoggend hier ontvang, of dit nou die musiek is wat vanoggend jou, wat die Here jou daarmee gebless het, en of dit is met die stem wat Werner gelewer het, of is dit vanoggend die woord, weet jy, dit moenie in hierdie plek vandag afsterf nie. Dis nie veronderstel om hier dood te gaan. Van hier af aan, moet dit in ons harte opgewek wees, en ons moet dit buite toe vat. Iemand daar buite het 'n boodskap hier nodig. Iemand daar buite het nodig om te hoor dat Jesus nog leef. Iemand daar buite het nog nodig om te hoor, to me, he's become everything. Amen. He's the first and the last, the future and the past. Amen. To me, he's become everything. Halleluja. Ek wil vanoggend net die Here die eer gee. Ek wil vanoggend net gou op 'n ander wyse begin as wat ek normaalweg begin. Ek wil vra, kom ons buig net die hoofde so saam vir 'n oomblik. Liefdevolle Vader, Here, ons sê vir U dankie vir hierdie kosbare geleentheid wat ons vanoggend het om aan U die lof, die eer en die aanbidding te bring. Dankie, Here, dat ons in die huis kan wees. Ek bid, Vader, vir die woord wat U vir ons gegee het, dat U ons daarmee sal seën vandag. Here, ek bid dat dit in harte sal penetreer. Here, ek wil bid dat dit in gronde sal land, Here, waar daar saad geskiet kan word. En Here, dat dit iets vir iemand sal beteken. Here, dat hulle vanoggend hier sal kan uitstap en sê ek is vol deur die genade van die Here. Here, ek bring aan U toe die lof, die eer. Here, ek bring aan U toe die aanbidding vandag. Kom en word U alleen vanoggend so verder verheerlik. Ek dank en ek eer en ek prys U daarvoor. Amen. Amen. Julle, vanoggend is my tema te duur om te verruil. Jy het ooit gedink dat as iets te duur is vir jou om uit te ruil? Op 'n stadium in my lewe het ek 'n motorfietshelm gehad. En my neefie kom kuier by my en hy Springbok trui. Nou, my neefie is meer 'n motorfietsryer as wat ek ooit sou wees. En ek is 'n groter Springbok aanhanger as wat hy ooit in sy lewe sou wees. Weet jy, die prys was nie te duur nie. Ons kon hierdie trui gemaak het. Ek kon omry. Maar weet jy, daar op 'n stadium gaan werk ek weet nie wie van u kan vir Derek Hougaard onthou nie. Vir die Springbokke gespeel en vir die Blouwille gespeel. Die liefling van Loftus. Ek dink almal sal hom kan onthou. Terwyl ons by hom gaan werk die dag, of eintlik by my pa gewerk, ek was in bewondering gewees. Ek het dit net geniet. Ek is hier in 'n Springbok spelershuis. Dis 'n voorreg vir my. En hy is toe op toer saam met die Bokke, maar die ouens met wie hy bly besluit toe. Hy gaan sommer bal, hy pluk 'n karikabal en hy gaan vir my teken en hy pluk een van Derek Hougaard waar ek vermoed, is een van sy sakke uit, daar's 'n 10 op. Ek dink nie Stefan Basson het op daai stadium 10 gespeel nie. Pluk vir my die sak uit en hy gee hom vir my. En weet jy, elke keer as iemand na my toe kom en sê vir my, maar jy's mos nie 'n Blouwil nie, wat maak jy met 'n Blouwil sak? En sê ek worry, dis my sak.
Ek het hom gekry. Dis myne. Ek het geen prys aan hierdie tolksak nie. Jy weet, ek kan enigiets in my lewe kry. Baie dinge kan ek uitgeruil. Maar daar is sekere dinge wat ek die sentimentele waarde aan dit heg. Ek kan nie van dit ontslae raak nie. Ek kan nie. Weet nie van u nie, weet nie of het u iets soos dit nie, iets wat u net sê, maar ek kan nie van dit ontslae raak nie. Ek wil nie. Party man sal sê dis hulle vrouens. Party man sal sê miskien hulle wil eintlik die pastorie wat hulle getrou het, want hulle wil gaan kyk waar is die expiry date op hulle trousertifikaat. Ons almal het ietsie waaraan ons vashou, wat vir ons lewe en dood beteken. Ietsie, vandag, het jy by jou, wat vir jou lewe of dood beteken. Weet jy dat, as ek vanoggend vir jy moet sê, en baie van die gaan nou vir my sê, dis reg, maar as ek die selfoon van jy moet wegvat, hoe gemaklik gaan die wees? Tannie Aileen is baie eerlik, ek weet dit nie. As ek jou selfoon vanoggend, as ek die selfoon van jy kan wegvat, hoe lang gaan jy sonder jou selfoon kan aangaan? Weet jy dat ons lewens, en ek is nou nie teen die selfoon vandag nie, moet nou nie dink ek gaan nou sê tegnologie is die grootste evil nie, dis glad nie wat ek vandag met oor gaan praat nie. Maar as ek jou foon moet vat, baie van ons lewens is op 'n telefoon. Wie het al hulle bankkaart op hulle selfone opgestel om te tap en pay? Ons nou gewoon riefliker, nee. Wie kan nog nommers uit hulle koppe onthou? Ek praat nou van, toe ek groot geword het my maale nog so boekie gehad, waar ons al die telefoonnommers geskryf, en 01877, wat ook al, ek kan nie meer alles onthou nie. Kan ons nog nommers so onthou? Jy kan net so goed daar by die foon, die telefoon in die huis, die ek onthou, daai 'n gehoorstukkie, dan gaan staan jy daar. Ek was daar nog voor my tyd, voordat ons nog die knoppies geskryf, gelukkig was ek na dit. Ons kon net knoppies druk en sê, 018, wat, en dan kan ek 'n nommer uit my kop uit onthou. Wie kan 'n nommer uit hulle kop uit onthou? Baie min van ons, nee. Leon sal natuurlik, want hy is geniaal met hierdie goeders, hy is baie slim. Ek gaan nie eers vanoggend strei nie, dank die Here, ek kan ook daarom nog so 'n bietjie nommers uit my kop uit onthou. Daar so 3 of 4 nommers wat ek nie vergeet nie. My vrou se nommer ken ek uit my kop uit, en my pa se nommer ken ek uit my kop uit. My pa se nommer ken ek, want ek het saam gewerk, so ek by kliënt wegry en hulle sê, en hulle soek iets, dan sê ek, daar my pa. Soek hulle sy nommer dan, hierso is sy nommer, so ek het sy nommer uit my kop uit gememoriseer. Maar as jy my foon verder as jy wegvat, wat gaan van jou foto's word? Gaan jy dit weer kan herwin? Ons het cloud storage, vandag is dit op die lug, iewers in 'n wolk, ek weet nie wat se wolk het hulle gekies nie. Die swaarste wolk. Hulle die swaarste wolk volgens nie so gekies. Wat is jou besitting? Sal jy vanoggend daai besitting vir iets anders te verruil? Kom ek vat iets anders te jou kar. Ja, net gesels saam, hulle moet hoor wat ons vanoggend preek. As ek jou kar se sleutels vandag moet vat, is jou besitting. Ja. Hoe ver gaan jy kom as jy nie 'n kar het nie? Ek weet baie van ons sal ons karre wil inruil vir 'n beter en 'n nuwerder model. Maar as ek vir moet vanoggend sê, jy moet jou kar verruil vir jou voete, wat sal jy kies? Verkies my kar. My kar kan ek verder gaan. Is dit nie? Kom nou kind van die Here, ek praat nie vanoggend met myself nie, ek praat met u. Wat is u hart? Het u 'n besitting wat u nie kan verruil vanoggend nie? Daar's soveel dingetjies waarin ek en u vanoggend kan vashou, en miskien dink u nou baie mooi oor wat ek sê, want u's bang, u sê iets verkeerd, jy kan niks verkeerd sê vanoggend nie, moenie bekommerd wees nie. Maar weet jy, daar is sekere dinge wat ons 'n kompromie in hierdie lewe kan opmaak. Daar's ietsie wat as ek dit nodig het, dan sal ek alles in my vermoë doen om die ruiltransaksie te doen. As iemand my moes vra, toe ek 7 of 8 jaar oud is, en ek dit was daar op Pongola-straat op daai tyd gewees, waar ek die ruil met die helmet en die boktrui gedoen het. As iemand my daarna moes gevra het, kan ek jou boktrui kry, of kan ek hierdie ding ruil vir jou boktrui, sou ek sê, nooit in my lewe nie. Dis myne. Dis my besitting. Ek hou vas aan dit.
Maar wat as jou lewe van dit afhang? Of as jy voel dat jou lewe hang af van hierdie besitting af? Sal jy dan nog hierdie ding, sal jy hom nog aan vasthou, sal jy van hom wil ontslaan? Weet jy dat baie keer dan dink ons dat lewe en dood lyk vir ons partykeer so maklik. Maar uiteindelik is die Here besig met 'n saak. Ek wil met julle ietsie deel en ek wil met julle praat met twee boeties vanoggend. Oor Jakob en Esau. Ek weet nie wie van julle ken vir Jakob en Esau nie. Het jy al ooit van hulle gehoor? Is daar iemand wat nog nooit van Jakob en Esau gehoor het nie? Almal wel bewus van hulle. Amen? Weet jy wat het met Jakob en Esau gebeur? Iets het gebeur, ek gaan nou by die ry kom is daar haastig, gee my net kans. Weet jy, ek gaan net gou 'n bietjie agtergrond vir julle vertel van Jakob. Weet jy dat Jakob was soos 'n huiswerker, hy was saam met sy ma konstant by die huis gewees. Sy werk was, hy het saam met mamma die huis skoon gemaak, hy het alles saam met sy ma gedoen. Hulle was 'n tweelingboetie gewees. Jakob, omdat hy saam met sy ma by die huis was, vond verskriklik lekker sop en kos. Esau was nou weer 'n veldhou. Veld, hy was 'n jagter. 'n Harerige man, hy was sterk en hy bokke gaan haal. Hy het geweet, o nee, ek het al sê hy dalk gebraai. Hy dalk braai verstaan, nee. As jy weet wat dit is om te jag, dan is braai vir jou lekker. Maar Esau was 'n jagter. Gereeld weg van die huis vir daaraan een om vleis te gaan haal. Nou ek weet nie wie van julle was al bevoorreg gewees om te gaan jag. Ek was nog nooit in 'n bosjag nie. Ek was op 'n bakkiejag. Dit is gewoonlik so 2 of 3 dae wat jy van die huis af bly. Myne is baie makliker as 'n ou wat in die bos jag. Ek kan my bok sien. Op 200 meter as hy stil staan, 250 meter. Dis skoonskip. Ek weet wat om te doen. Maar in die veld, as jy moet gaan loop en jy moet gaan soek. En dis nie op 'n plaas nie, dis 'n oop plek. Gaan jy vinnig by jou bok uitkom? Nee. Jy moet gaan sit, jy moet wag. En partykeer is dit daan een, wat jy sit en wag. Nou in hierdie verhaal, kom eers so terug van die veld af. In Genesis 25, vanaf vers 29. Hy sê, Jakob het 'n kooksel klaargemaak, en Esau het moeg uit die veld gekom. Nou ek het klaar vir die agtergrond gegee, so jy weet nou, waarmee was hulle besig gewees. As ek vandag net ietsie net kan bylas, hier, voordat ek die volgende skrif lees, was jy ooit honger as jy in die huis instap, dan, ek weet nie wie kan onthou die knor of die advertensie van die speserye. Dan as jy so in die huis inloop, dan is daar so 2 vingertjies, so 'n spookvingertjies, dan trek het, die hou so na die kospotte toe. Kan jy daai advertensie onthou? Ek praat net met bietjie ouer, die mense van my generasie, ek weet nie van die hoër generasie of sweets op TV was nie. Maar dis iets wat ek kan onthou. En dan trek het jou so nader na die kospotte toe. Kan jy dit onthou? En dan as jy daai kos ryk as jy in die huis instap, wat gebeur hier binne? Dan hierdie maag nog onstuimig. Hy soek net dit wat lekker is. Jesus kom van die veld af. En hy ryk, is ietsie lekker. As jy vir 2 of 3 dae nog nie geëet het nie, as ek nou vroeg kan vra, as oor 'n lang tydperk gevas het, en die eerste keer as jy nou weet, vandag is my dag wat ek weer kan eet. Jy ryk wel so ryk. Kan nie wag om jou mond af te vee nie. Ek is so honger. Jesus stap in die huis in, nadat hy 'n paar dae in die veld was. Hy is honger. En weet jy, as jy vir 'n lang tyd nie geëet het nie, dan voel jy maar my krag raak min, is dit nie? Ek verloor so 'n bietjie van my sterkte, ek verloor so 'n bietjie van my beweegbaarheid, ek raak opgewonde, maar ek hardloop 'n bietjie moeiliker. Is dit nie? As jy vir 'n paar dae nog nie geëet het nie, ek weet nie wie van julle was al daar nie,
Maar dan as jy na die tyd as jy wil begin eet, dan voel jy op 'n stadium maar my kop raak so 'n bietjie lighoofdig. Ek kry vinnig 'n hoofpyn, ek wil nie te lank met mense praat nie, my mond raak vinnig droog, as jy bietjie al droog gevas het. Dit is 'n moeilike ding. Jy sukkel om met mense te praat. En op 'n stadium is jy so bang om met mense te praat, want jy's bang jou asem stink, want jy het niks wat ingaan. Maar weet jy dan, as jy ietsie dan kry, dan wil jy jouself daaraan vergryp. Is dit nie? Ja. Ons het nie altyd matigheid vir oor nie, maar nou hoor jy wat sê vers 30. Hy sê, toe sê eers vir Jakob, laat my toch sluk van die rooi goed daar, want ek is moeg. Daarom het hulle hom Edom genoem. En Jakob antwoord, en hy sê vir hom hierdie, verkoop eers die eersgebore reg aan my. Nou kind van die Here, ek weet nie of u besef vanoggend wat dit beteken om 'n eersgebore reg te hê. Dit is maklik om vanoggend te sê, ek het ietsie wat jy wil hê. Wat sal jy ruil vir dit? Jy weet die kind van die Here, as ek nou vanoggend net so 'n bietjie kan aangaan en net dalk bietjie kan net so 'n bietjie tyd spaar vir u. Weet jy baie keer dan kom sonde en dit lê loer vir ons. En wanneer ons deur omstandighede gaan, en wanneer dit bietjie moeilik gaan, en wanneer ons voel, ag Here, ek sukkel, Here, ek kry nie deurbrake nie, Here, ek voel 'n bietjie moeg, Here, ek voel 'n bietjie mat, Here, ek voel 'n bietjie alles druk my. Dan kom daar so 'n reukie van ietsie weer. So sondelas reukie, as ek dit vanoggend so mag noem. Ietsie wat hierdie hongerkol wil voed. Ietsie wat wil wegneem. Dit wat die Here vir jou eintlik gegee het. Weet jy dat die eersgebore reg beteken dat jy 'n dubbele seën ontvang van dit wat jou pa gehad het? Wag, kom ek lees vir u wat sê dit nog. Sê dit jy het 'n dubbele erfdeel van jou pa. Jy vat die leierskap van die familie oor. Mense begin om jou geestelikheid of jou godheid te volg. Die geestelike verantwoordelikheid val op jou en jy ontvang 'n groot seën. Weet jy, toe Jakob vir Esau sê dat ek sal vir jou van my lensie sop gee, tot vandag ek het nie sop nie, julle. Ek word nie so vag met so vrou grap gevang nie. Ek gaan nie my eersgebore reg verkoop vir sop nie. Ek is jammer, ek kan nie. Ek kan nie. Ek wil ook nie, dis reg. Weet die kind van die Here dat Esau kon 'n rukkie langer gewag het. Jakob gesê het, nee, wag. Kom ons praat eers hieroor. Kan ons nie net wat anders in ons ruiltransaksie hiermee gaan? Jakob was slim. Hy het geweet waarvoor is hy daar. Hy het geweet waarvoor hy jag. Jakob het 'n seun gaan jag. Esau het 'n hongerkol gaan jag. Kind van die Here, hoeveel keer probeer ons nie net holkolle op te vul just to get by. Ja, amen. Hoeveel keer probeer ons nie maar net te sê, ag, weet jy wat, is okay, ek sal so bietjie die Here een kant toe skuif ter wille van dat ek net by hierdie ding kan uitkom. Ja. Weet jy, baie keer gaan ons 'n kompromie aan dat die televisie wys vir ons kyk 'n movie en Frans het dit nou Vrydag aand so lekker hier vir die jong mense gesê, dan kom daar 'n woord op van oh my G. Ekskuus, ek gaan nou nie die woord so uitdruk nie. En dan dink ons, nee, dis net die eerste keer. Ek sal maar aangaan. Ja. Dis mos nie so erg nie. Of hulle gebruik 'n ander woord, 'n lasterlike woord, of hulle vloek vir wat dit werd is. Weet jy dat die skrif Paulus skryf, hy sê, moenie onwelvoeglike woorde uit jou mond uit laat gaan nie. Jep. Dit daar gelaat. Dan dink ons, nee man, dis nie so erg nie. Dis okay. Weet jy dat daai goed penetreer jou siel? Ja. Weet jy dat dit penetreer jou hart en jy raak gewoond en gemaklik met dit? Môre kom jy in 'n situasie, dan weet jy waartoe verwys jy.
Verwys eers na die Here toe. Jy gaan terug na daai saadjie wat geplant is in jou hart. Weet jy hoeveel saadjies word in ons lewens geplant? Hoeveel keer wil die vyand kom en hy wil ons eersgebore reg, dit wat die Here vir jou gegee het, van jou af kom beroof? Hy wil dit van jou af kom wegvat en hy maak dit vir jou smaaklik. En hy weet baie keer, jy kom van die veld af, jy smoeg, jy smat, jy wil nie meer nie. Baie van ons, en ek het dit daarom al op 'n vorige keer gesê, terwyl ek in die stad gebly het, en in 'n oomlikse tyd, as ek nou net dink, okay Here, ek het nou lekker gebid, dan kom hier so taxi hier voor my ingery en hy breek voor my of hy druk my dan is daai gebed so hier skuins by die deur uit en dan begin ek 'n ander gebed te wil bid, wat nie die Here vereerlik nie. Ja. Dan kom maar iets anders op my hart. Weet jy, as ek dan in die winkel inloop en iemand kyk my skeef aan, dan wil ek vir hom vra, wat is jou probleem? Hoekom kyk jy my so aan? Jy het agtergekom. Het ek iets van jou aan? Wil jy dit hê? Wil jy my baadjie hê? Is dit nie ons optrede? Kom nou kind van die Here. Kom. Ons kan nou vanoggend sê nee, maar ek sê vir julle dat dit gebeur met ons. Dit is so maklik, dan val ons in 'n lokval van die vyand in, want ons is so besig om holkol in ons lewens te wil vervul met dit wat hier buite is om te eet van en aan te gryp. Weet jy van die, dalk is dit net ek, dalk het ek alleen so, ek sê al so gevoel in my lewe. Weet jy op 'n stadium, en ek het dit al ook getuig, maar ek en my vrou is nou in die dorp nou van Desember maand af, en Desember maand was dit so rustig in hierdie dorp. Hier was nie veel taksies op die pad nie, niemand wat my onnodig kwaad gemaak het nie, dit was lekker. En ek praat met lof van die dorp by ander mense. Ek vertel vir hoe lekker ek ry, ek sê vir ek so dankbaar ek het hierdie stad uitgetrek. Julle was nie 2 dae later nie. Dis die eerste taxi voor my. En ek dink, Here, dit is mos nou nodig. Jy weet, dis maklik vir ons om vanoggend te sê, maar ek wil net bietjie hierdie holkol voel. Here, ek wil net nie meer so leeg in my hart voel nie. Here, ek kom van die veld af en die omstandighede pak my. Here, wat moet ek doen om hierdie gevoel van ontslae te raak in my hart? Weet jy, die Here is besig om vir iets voor te berei. Omdat ons nie geduldig wil wag nie. Daai holkol nou daar is, dan eet ek van dit. Koop dit. Gee dit weg. Weet jy dat, ek weet nie of jy dit weet nie, maar as jy 'n eersgebore reg het, weet jy wie is jou eersgebore reg? Weet jy wat sê die skrif? Dat wanneer jy wedergeboorte is jy 'n mede-erfgenaam van Christus Jesus. Weet jy dat hy hou nie eers jou eersgebore reg vir jou tot en met die einde van die aarde toe nie. Weet jy dat terwyl jy vandag kan sê ek is 'n mede-erfgenaam, het hy al klaar vir jou 'n erfdeel gegee. Hy het al 'n gedeelte van sy erfporsie het hy al reeds aan jou gegee. Hy het vir jou genade gegee. Ek weet nie of jy weet nie, maar ek het meer as genade vandag. Ek het die Heilige Gees ontvang. Weet jy hoeveel beloftes is in die Heilige Gees? Alleen. Ek het die gawes ontvang. Julle, ek het geestelike gawes. Ek het die vrugte van die Gees. Weet jy wat dit is om net die vrug van die Gees te wil hê? Bietjie lankmoedigheid. Bietjie vriendelikheid. Weet jy, dis net 2 om van te doen, daar's 9 wat ons vanoggend dan kan dink. Weet jy ontvang dit, die oomblik wanneer jy sê, Here Jesus, ek neem U aan as my persoonlike saligmaker. Hy sê nie dan vir jou, nee, nou is jy nie eerste, of jy is nie meer 'n eersgebore nie. Hy hou nie hierdie reg van jou af weg nie. Die oomblik wanneer jy hom aanneem, maak hy jou deel van dit. Die skrif sê dan, jy word 'n mede-erfgenaam. I'm a heir to the throne of God. Amen. Hy sê julle word as priesters, profete, word julle aangestel. Jou leierskap word in Christus bevestig op aarde, terwyl jy jou hart vir hom gee. Weet jy dat baie mense op hierdie aarde soek leierskap, soek 'n bietjie leiding. Weet jy, God gee dit vir ons verniet. Die oomblik as ek sê, Here, gee my aan as my persoonlike saligmaker, dan stort hy dit in jou gees uit.
En hy sê, ek gaan jou toelaat om hierheen te lei, en ek gaan jou toelaat om daarheen te lei, en ek gaan jou toelaat om in die se lewe ietsie te wees. Maar weet die kind van die Here, ons verag dit. Ons verag dit wat God vir ons verniet gegee het, want die smaak na die wêreld lyk baie keer aanloklik, wanneer dit voel, Here, hier is 'n bietjie te ver van my af. Die smaak en die lensiesop en die reuk van die kos en die reuk van hierdie sonde is baie keer groter vir ons en dit word bietjie meer prominent, want ons weet nie waar man vasstou nie. Weet die kind van die Here, dat Jesus, terwyl hy besig is om vir 40 dae te vas, word hy versoek. Terwyl hy in hierdie versoeking staan op sy laaste dag, kom die vyand en hy sê vir hom, hier's 'n klip, maak dit 'n brood. Eet dit. Weet jy, die vyand vat hom 'n bietjie verder op 'n sekere plek, dan wys hy vir hom dat hy kan die koninkryke beerwe. Hy kan alles wees, hy kan al die rykdom hê. Hier kom op 'n stadium, kom die vyand na hom toe en sê vir hom, hier's 'n klip, eet. Weet jy dat Jesus het net soos ek en jy deur 'n stryd van hongersnood gegaan terwyl hy gevas het? Daai liggaam was ook maar honger, hy was ook maar wankelrig, hy het ook maar gevoel ek het nie krag nie. Weet jy of jy dit weet nie? Jesus kyk vir daai klip en hy sê vir hom, dat 'n mens sal nie van brood alleen leef nie. Amen. Kind van die Here, sonder kan jy nie vanaf leef nie. Die wêreld die buite wil jou voer en hulle wil vir jou vertel, man, dis oukei, een ou sondetjie is oukei, 'n wit leentjie, jy sal oukei wees. Weet jy in die godheid, 'n wit leentjie is so goed soos 'n groot leuen? Weet jy in die godheid is 'n leuen so goed soos om moord te pleeg? Ja. Daar is nie 'n onderskeid tussen sonde as dit by die godheid uitkom nie. Daar is nie. Ons kan vanoggend sê, maar Here, dit is mos nie so groot nie. Weet jy dat wit leentjies kan iemand se dood wees? Ek kyk hierdie week, kyk ek 'n ding, en ek sien 'n vrou bel die polisie, en sy sê vir hulle, hoorie, is iemand wat my aanval in my kar, en sy jaag weg. En terwyl sy jaag die polisie, had dit in Amerika gebeur, so julle sou dit nie op ons nuus gesien het, nie bekommerd wees nie. En die Amerikaners het 'n gewoonte waar hulle die kar probeer swerf en dan om hom vas te vang met die oute, wat nou dan, as iemand nou wegry van hulle af. Ja, hulle is 'n pitmanoeuvre wat hulle doen, dankie Ethan. En hulle probeer 'n pitmanoeuvre en die een kar gly uit en is 'n kop-aan-kop botsing. En die kar kom tot 'n stilstand, die vrou klim lewendig daar uit. Maar in die ongeluk daarbo is 'n man oorlede. Iemand is dood. Jy weet, die later sal uitvind dat hierdie vrou is heeltyd besig om aandag te soek. Sy trek net heeltyd die polisie se aandag, want sy soek net bietjie aandag. Daar's niemand wat haar aangehou het in haar kar nie, daar's niemand wat haar lewe in gevaar gestel het nie. Deur 'n wit leentjie is iemand se lewe daarmee heen. Kind van die Here, daar is genade vir iemand wat dan nou sê, Here, vergewe my, maar weet jy wat, soos die verlore seun, as ek kan sê, Here, ek het gesondig en ek kom terug na U toe, sal U my vergewe en ek het weer my mede-erfgenaamskap, ek word weer 'n eersgeborene. Maar kind van die Here, vanoggend wil ek hê ons moet fokus op die feit dat ons eersgebore reg verag. You don't think highly about it, soos die Engelsman sal sê. Ek dink maar net om in die huis van die Here te wees is maar net ietsie, ek sit maar net hier. Ek dink maar net as mense moet hoor ek's 'n Christen, dit is goed genoeg. Kind van die Here, ek wil vir u sê dat dit nie goed genoeg is nie. Wanneer ek sê ek is 'n kind van God, dan is ek 'n kind van God. Amen. Ek kan maar nie net sê, maar Here, omdat ek nie eerstegebore is, ek het nie 'n eersgebore reg nie. Weet jy dat Christus hou nie eers dit van jou af terug nie? Hy gee vir jou al sy beloftes. Weet jy dat die skrif sê, dat die mede-erfgename van Jesus, dat elke belofte in hierdie woord is ja en amen. Weet jy dat Christus dit vanoggend vir my en jou vrylik gee? Elke belofte wat in hierdie woord staan, is myne en joune. Maar baie keer verag ons dit, want Here, ek sien dit nie. Here, iemand het eendag vir my gesê, ek het 'n eersgebore reg, so ek het 'n eersgebore reg, maar wat beteken dit vir my?
Weet jy kind van die Here, as ons dit nie bedink nie, dan begin ons dit te vergeet. Iemand het eendag hierdie woorde vir my gesê, out of sight, out of mind. Weet jy wat Paulus skryf op 'n stadium en dan sê hy, ek wil niks onder julle hoor, behalwe Jesus Christus en hom as gekruisigde nie. Kind van die Here, ons vergeet baie keer, dat wanneer ek sit, dat wanneer ek lê, dat wanneer ek opstaan, dat wanneer ek tussen deur mense beweeg, dan is ek eintlik veronderstel om so 'n bietjie die naam van Jesus aan te roep. Ek is eintlik veronderstel om net so 'n bietjie, I'm supposed to call upon the name that has saved me from sin and shame. Halleluja. Ek is veronderstel om net so weer 'n bietjie op te roep en te sê dat hy is my koning, hy is my vader, ek is die eerstgeborene omdat hy my gered het. Halleluja. Ek het nie van jou vanoggend nie. Maar weet jy, ek vat vanoggend dit nie meer ligtelik op nie. Eintlik al vir die laaste paar jaar, toe ek vanoggend daai koortjie sing, He to me, He's become everything, het ek dit uit my hart uit gesing, want dit het vir my 'n werklikheid geword. Kind van die Here, dit is nie net meer iets wat ek maar net kan sê wanneer ek by hom gaan kuier, dan getuig ek gou teenoor hom nie. In elke omstandigheid, ooralste waar ek gaan, wil ek getuig van my eersgebore reg. Ek wil hê mense moet weet, halleluja, dat ek my gered, hy het my gedoop, hy het my genees. Sin and shame has got no hold on me anymore. Hy het my vrygemaak, kind van die Here. Ek kan nie meer hier stil staan en dink dat ou stukkie lensiesop, 'n bietjie ou kossies van hierdie wêreld gaan genoeg wees nie. Alhoewel dit hoe aanloklik lyk, kind van die Here, wil ek vir jou sê, jy het vanoggend die keuse om te sê, Here, waaraan gaan ek vashou? Gaan dit die lensiesop wees? Gaan dit vir my groter wees as hierdie belofte wat ek by U ontvang het? Of Here, word die belofte vir my die ja en die amen. Het is maklik vanoggend om te sê. Het is maklik. Maklik om te sê. Kom ek sê vir jy, dis maklik. Weet jy wat is die maklikste woorde vir mense hier buite? Dis 'n Christen. Jy ooit gedink as jy vir iemand sê ek's 'n Christen, ek word geassosieer met Christus. As ek sê ek's 'n kind van God, dan beteken dit ek het 'n kind geword. Ek is deel van dis royal priesthood. Weet jy dat jy die Engels praat, dis eintlik vir my mooi woord, hy sê jy het 'n royal priesthood. Dink gou daaraan, jy het 'n heilige priesterdom waaraan jy behoort. Wie in hierdie wêreld kan vir jou sê dat jy behoort aan 'n royalty? Weet jy prins, of ek wil sê prins George, die koning van Engeland kan nie instap. Almal sê hy blou bloed. Ons almal sal hier verwarring of in oor sit. Die koning is hier. Dis wonderlik. But with God walks here, you need to sit down and think back on the wanneer God instap, dan vat ons dit vanselfsprekend. Dit moet mos maar net so wees. Ons staan nie uit ons stoel uit op. Ons raak nie opgewonde nie. Ek kan nie meer sê ek voel dit in my hande, ek voel dit in my voete, ek voel dit in my bene nie. Kind van die Here, ons het so gemaklik geword, maar laat iemand groot hier instap vanoggend vir wie ek 'n hoë agting het, dan wil ek opstaan en ek wil hom gaan groet. Ek wil net nie aan sy voete sit en ek wil net by hom leer, maar wanneer Christus Jesus in hierdie vertrek instap, dis tog mos net nog iets. My heersgebore reg beteken niks vir my nie. Weet jy dat Esau, as hy kon besef wat hy eintlik gesê het, sou hy dit om wou draai. Maar hy kon nie. Hoor wat sê vers 33 en hy sê toe antwoord Jakob, sweer eers vir my. En hy het vir hom gesweer en sy eerstgeboortereg aan Jakob verkoop vir 'n bordjie lensiesop. Hoe lank sou daai lensiesop volgehou het? Hoe lank voordat jy weer honger word, kind van die Here? Hoe lank voordat hierdie lensiesop sy expiry date bereik het?
en jy nie meer van hierdie pot kan eet nie, hoe lank? Onderwyl jou eersgebore reg tot in ewigheid, tot en met wanneer jy die aarde verlaat, gaan dit daar vir jou wees, dis aan jou beloof, dis aan jou oorgegee, nonetheless, jy het eers nodig vandag om ietsie daarmee, om ietsie te doen, die al wat jy nodig het om te doen is om te sê, Here, ek is die kind. Here, ek neem U aan as my persoonlike saligmaker. Maar 'n bordjie lensie sop, 'n bordjie kos word belangriker as dit wat God vir jou kan gee. Weet jy, sonde, en ek wil dit vanoggend so sê, hoe lank hou 'n sonde ons gelukkig? Kom ek sê nou 'n leentjie. As jy nou vir jou ma leen moet vertel, hoe lank hou daai leen gewoonlik? Dit hou nie lank nie. 'n paar minute, dan vind jou ma in elk geval die waarheid uit. En dan wat dan? Weet jy wat, ek gaan nou ietsie sê vanoggend, en my sussie gaan dalk vir my kwaad wees, maar dis okay. Ons sal nou weer vrede maak. Ons is baie jong gewees. En so 12, 13, so sy's horing oud, sy's baie oud, is 2 jaar. In 'n geval, en ons ruk skelm, ons is nou kerkmense se huis toe, ekskuus, vir 'n partytjie. Ons loop saam met die kinders, loop ons die dag in die veld en so 2 kilos of 1 kilo van hulle huis af, ons gaan rook ons. Weet ons soos kinders, ons moet nou alles beproef. As jy daai skrif gelees waar die woord ons sê, beproef alles, maar bou nie sweer. En ons beproef dit. En ek wil nie aanmoedig nie, jongens, moenie rook nie. In 'n geval, as jy 'n keuse het. En ek en sy loop daar weg en ons kom by die huis of by die mense se huis. En weet ons almal, ons so die boetie is oud soos ek, die sussie is 'n jaar ouer as ek, 'n jaar jonger as my sussie. Nou ons kom by die huis, dan gaan ons almal gou badkamer toe, smeer ons tande gou vol tandepasta, want niemand moet ons jou asemhaal. Soos ons nou slim, steek dit weg. Niemand gaan weet. Niemand gaan weet. Ons gaan huis toe, slaap, volgende oggend is ek, die sonnaarskool toe. Of van die sonnaarskool af terug by die huis. Maar roep ons so in die sitkamer in. Sy sê, kom sit hier so. Sit. Sy sê, ek wil net sê die Talibans gister was het my gebel. Die oom wat julle gister op 'n fiets gekry het en gesê het julle moet huis toe kom. Die wa gesê julle het gerook in die pad. Nou is ek uitgeval. Ek kan nie lieg. Nou vra my ma my sussie, nee mami, ek beloof, ons het nooit gerook, nooit! Nou kyk my ma van my, nou weet sy, ek voel vanaf skuldig. Nou kyk sy vir my, Christen julle gerook. Nou ek kan nie, nou hoe die gek nou saam? Sy nee ma, ons het gerook. My sussie bak. Ons het nie, sy is daar weg. En my ma staan so op en sy kry my sussie weer terug waarvoor ek kan nie onthou nie, daar vroeg gekom maar net by die bymaak. Sy kom so na ons toe terwyl ons weer daar sit of weer by mekaar is. Sy sê ek wil net vir julle sê, die tannie het my nie werk gebel nie. Ek het gisterand gedroom. Amen. Julian, gaan in 'n geval uitkom. Jy gaan dit nie kan wegsteek nie. Jou bordjie lensie sop gaan dit nie doen nie. Jy gaan in 'n geval uitgevang word. Moenie eers dit probeer nie. Alhoewel dit hoe aanloklik lyk. Weet ek van julle as ons nie uitgevang was nie, sou ons seker tot vandag nog gerook het. Ek weet nie. Maar dank die Here, iemand met 'n oop oor en 'n oop oog gehad. Dank die Here dat sy genade vir my ver gestrek het. Want weet jy wat, kind van die Here, deur het gebeur in daai eersgebore reg vir my om die draai wag. En as ek nie gaan reg gemaak word daarvoor nie, gaan ek nie daarby uitkom nie. I'm not going to be part of this royal priesthood. So maklik. So maklik kan ons vasgevang word in die behoefte en die begeerte van hierdie wêreld. En dan mis ons dit wat God ons uitgesit het. Daai erfdeel
Weet jy, koning Dawid skryf en hy sê, die meetsnoere van die Here is my lieflike plek gevang. My erfenis is vir my mooi. Nou ek weet nie vanoggend hoe lyk die erfenis nie. Ek weet nie hoe lyk dit wat ek verlang nie. Maar ek kan vir julle sê vanoggend my erfenis. Ek wag vir daai dag dat ek my erfposie daar in die hemel kan gaan haal. Ek wil deel wees van dit. Ek wil nie meer hier onder op die aarde wees nie. Ek wil nie 'n erfposie hier op aarde hê nie. Daai rensie sop is nie my erfdeel nie. Dit steel my erfdeel. Dit beroof my van dit wat God vir my beloof het. Vers 34 sê hy, en Jakob het aan Esau brood en die kooksel lensies gegee. En hy het geëet en gedrink en opgestaan en weggegaan. So het Esau dan sy eerstgeboorte weg verwag. Kind van Here, vinnig, maklik, so maklik kan ek dit weggee vandag. So maklik kan ek sê, Here, ek is bereid om die prys te betaal. Kan ek vir lees wat die belofte wat Isak vir Jakob gegee het? Hy sê Genesis 27 vers 27. En hy het nader gekom en hom gesoen. Toe ruik hy die geur van sy klere en hy seën hom. En hy sê, kyk, die geur van my seun is soos die geur van die veld wat die Here geseën het. En mag God jou gee van die dou van die hemel en van die vet van die grond van die aarde en oorvloed van koring en mos. Volke sal jou dien en nasies voor jou neerbuig. Wees 'n heerser oor jou broers en die seuns van jou moeder moet hulle voor jou neerbuig. Vervloek is hulle wat jou vloek en geseën is hulle wat jou seën. Weet die kind van die Here? We tend to forget about the blessings of the Lord. Amen. Ons vergeet dat wanneer ek sê ek is 'n koningskind, sy mede-erfgenaam, vergeet ek baie keer van hierdie seëninge, hierdie beloftes. Want ek hou dit nie meer voor oë nie, want dit is nie meer vir my ietsie van belang nie. As ek vandag vir u moet sê, ek beloof jou, Gideon, oor 2 jaar, nou nie regtig nie, moet my nou nie opvat nie, as jy my gaan kwaad wees, gaan dit nie my skuld wees nie. Maar gaan jy 'n Ferrari hier buite hê? Hoe lank gaan jy my herinner aan my belofte? Elke dag. Hy het Ferrari al gekom. Wat se kleur dink jy gaan mooi wees? 'n witte, rooie, gele. Gaan 'n leer seats hê. Is dit nie? So ek vandag vir u moet sê, ek beloof ek gaan vir u 2 miljoen rand gee. Wanneer gaan jy bankrekening nommer vir my stuur? Ek gaan nie wag nie. As ek dit nie vandag vir jou betaal nie, gaan jy môre vir my boodskap stuur. Hallo, hoe gaan dit? Gaan dit goed? Onthou, as jy dit nodig het in jou lewe, onthou, Tannie Eileen is baie eerlik, sy het dit nie nodig nie. Prys die Here, sy het 3 miljoen in die bank. Dis guys is nie ek sê net die wag tot die oggend nie, sal die aand bel. Ek Tannie Eileen is nog eerliker. Sy sal my herinner. Hy boetie, jy beloof. Wanneer kry ek dit? Weet jy dat ons ook gedurig deur die Here so kan herinner aan beloftes? Here, die beloof. Here, U het gesê dit sal so wees. Ek wil een laaste getuienis met u deel, dan gaan ek afsluit vanoggend. Ek kry Vrydag aand 'n oproep. Verskoon my as ek bietjie emosioneel raak. Ek wil getuig oor die goedheid van Jesus. Ek kry so 3 jaar terug, ons is op pad na 'n sel aand toe, Woensdag aand, wat ons huissel gaan doen by iemand se huis. En voordat ons uit die huis uit ry, voel ek in my hart, ek moet geld vat.
En ek kan nie onthou hoeveel geld het ek daar gehad nie, en ek dink toe nee, Here, ek gaan nie geld saamvat nie, ek wil nie met geld rondloop nie. Maar ek gryp 'n boekie daar en ek gryp 'n pen. Ons ry na die mense se huis toe. Terwyl ons daar sit, voel ek die Here druk op my hart, moet ietsie doen. Hy druk my. Ek sê vir die mense, ek vat die stukkie papier en ek skryf op hierdie papier, ek skryf hulle 'n blanko check uit. Blank check, skryf ek vir hulle uit. Ek sê vir hulle, ek weet nie wat het julle nodig van die Here af nie, maar die Here druk dit op my hart. Moet hierdie check vir jou gee. Vat hierdie check, want skryf dit op en prys die Here vir dit. Ons gaan skryf daar al tot R100,000 op. Dis in hierdie Bybel in, dis vergete. Ek weet nie wat se dag nie, maar soos ek verstaan, Vrydag sit hierdie mense in 'n finansiële verknorsing, hulle het R100,000 nodig. Hier net maar 9 die aand, stap die man in die kamer en hy sê vir sy vrou, moenie nou van die bed afval nie, ek wil ietsie met jou deel. Iemand het R120,000. En hulle rekening in betaal. Nou kinders van Here, as dit nie die seëning is van God nie, dan weet ek nie. As dit nie is dat ons gedurende die Here herinner aan beloftes nie, dan weet ek nie wat dit is nie, wat U weet. In my tyd van nood, dan is God my redder. In my tyd van my omstandigheid, dan kom red hy my uit. Weet jy dat 'n bordjie lensie sop, en jy weet my nog nooit in die son uitkom red nie. Dit is nou baie keer dieper op. Maar wanneer ek neerbuig en sê, Here, ek het U nodig. Here, ek het 'n begeerte na U toe. Dan daag die Here op. En hy gee my waarde ek verlang. Halleluja. Here, ek wil julle vanoggend net herinner. As ek mag, ek is klaar, ek is regtig baie klaar. Maar dink aan die seën van die Vader. Voordat jy die volgende keer sê, dat die sonde lyk aanloklik. Voordat jy die volgende keer sê, ek gaan maar hierdie ding doen, al kos dit my. Weet die kind van die Here, geen prys op hierdie aarde, geen prys, is goed genoeg vir jou siel nie. Niks op hierdie aarde, is goed genoeg om jou te berokken, of van jou te steel dit wat God vir jou instoor het. Die seëning van die Here. Numeri 6:24 sê dit, die Here sal my seën en my behoed. Die Here sal sy aangesig oor my laat skyn en my genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor my verhef en aan my vrede gee. Here, ons dankie vanmôre, Vader, dat ons kom het na U huis toe vanmôre. Here, ons dankie, Vader, dat ons kom sit het en kom eet het, Vader, dit wat U vir ons voorberei het in hierdie dag. Here, wil ons so kom vanmôre, Here, en vir U dankie sê, Here, vir dit wat U vir elkeen van ons doen, Here. Dankie, Here, dat ons oë kan opslaan na die berge en ons weet ons krag en ons hulp kom van U. Wil ons so bid vanmôre, Here, en vir U dankie sê, Here. Ek wil vra, seën elke broer en suster, Here. Ek pleit ons elkeen dig onder U kosbare bloed. Vra, Here, dat ons weer op die bestemde tyd in mekaar sal kom, Vader. Here, wil ek ook so afbid, Here, op die kos wat ons nou gaan geniet. Here, wil ek bid dat U dit sal seën, Vader, en U same syn, Here, saam sal seën as 'n gemeente, Here. Vader, dat ons daai koortjie kan sing, bind us together, bind us with U love, Here. Dank ek U vanmôre dat U liefde, Here, genoeg was vir ons. Is ons gebed vanmôre. Seën elke broer en suster. Is ons gebed in Jesus naam. Amen. Amen.